Geliefdes, goeiemôre. Het is baie lekker om elkeen van u vanoggend hier te sien, om saam in die erediens kan wees, om die Here se stem te hoor, sy teenwoordigheid te beleef en beweeg te word deur sy Gees. Geliefdes, ek wil sommer baie welkom sê aan gaste en besoekers wat vanoggend hier saam met ons is, almal wat vir die eerste keer dalk hier is, of eerste keer na die vakansie hier is. Dis lekker om almal se ronde gesiggies te sien, dat ons hierdie jaar so saam kan begin. Julle weet nou al hoe gaan dit met 'n kinderdiens, dit is bietjie meer informeel, en ons is regtig probeer om met die kinders te gesels en hulle betrokke te kry, maar almal sê altyd vir my, die groot mense luister amper beter as dit 'n kinderdiens is, so ek sien uit daarna om dit ook te hoor. Geliefdes, elke Sondag as ons bymekaar is, dan is daar spesifieke goedjies wat gebeur in elke diens. Dis nie sommer maar net vreemde goed of random goed wat gebeur nie. Elke liedjie wat ons sing het 'n spesifieke doel, en elke ding wat ons sê het 'n spesifieke doel. En so, as ons Sondag hier is, dan begin ons gewoonlik met 'n lied wat sê, hier's ek nou en ek wil saam sing. Die laaste lied wat Maarten vir ons gespeel het was perfek, want dit was 'n toetrede lied wat gesê het, ons is almal hier saam. Ons vergader in die Here se naam. Dis hoe ons begin. En nou sing ons 'n loflied. Sê Here, ek wil oor U bly en vrolik wees. Ek wil U naam loof. Ek wil U lof besing. Dis wat hierdie lied nou gesê het. En dan sê ons vir mekaar, baie keer deur die week gebeur daar goed waar ons nie so trots is nie. Goed wat nie so lekker was nie. En partykeer was ek maar 'n bietjie ongehoorsaam of stout of partykeer sukkel ek om die Here te vertrou. Partykeer sukkel ek om die Here se stem te hoor, want ek gesels nie so baie met die Here nie, en ek lees nie noodwendig so baie Bybel nie, en ek luister nie so lekker musiek nie. Dit sê ons vir mekaar as ons hier is. Mense noem dit, jy sê vir die Here jammer, sê vra vergifnis. Maar dan is groter as dit, groter as al die verkeerde goed wat ons ooit kan doen, is God se genade, God se ek vergewe jou, God se jy sal vir altyd my kind bly. Ek is lief vir jou, is groter as enigiets wat ooit met ons kan gebeur. Enigiets wat ons ooit kan doen. Enige verkeerde ding wat ons ooit eers kan doen. Dis hoekom, kinders, julle sal hoor, hier by ons probeer ek altyd baie meer praat van God se goedheid en God se genade as dit wat ons verkeerd doen. Want God se goedheid en genade is soveel groter as dit wat ons verkeerd doen en sleg doen. Sy genade is iets waar ons baie meer moet praat. Sy liefde moet baie groter wees as ons menslike goedjies wat soms verkeerd is. So dis nie net per ongeluk dat ons baie meer praat oor God se goedheid en sy grootheid nie. Dit is met 'n baie goeie rede. So, as ons hier is, dan sê ons mekaar, ons wil kom jammer sê. Ons wil hoor, God is lief vir ons, en ons wil kom hoor, wat moet ons doen in die lewe, wie moet ons wees? In die ou tyd het die mense elke Sondag die wet gelees, die 10 gebooie. Jy mag nie dit doen nie, jy mag nie dit doen nie, jy mag nie dit doen nie. Maar vandag sê ons dit bietjie anders en sê, ons weet daar's baie goed wat ons nie mag doen nie en moet doen, maar dit is baie meer as net daai 10 gebooie. Jesus sê vir ons, eintlik is die hele wet in hierdie 2 goed opgesom. En met die Here jou God lief hê, met jou hele hart. Jou hele lewe moet gaan daaroor om God lief te hê. En jou naaste soos jouself. Baie keer praat ek en Daniel, ons seentjie, dan sê hy vir my, hoekom het God die aarde gemaak? Dan sê ek vir hom, vir 2 redes. Sodat ons kan lief wees vir mekaar, en sodat ons kan weet, God is lief vir ons. Dis waaroor dit gaan. Dis wat ek wil hê julle moet weet en onthou na elke Sondag, en dis wat ons aan die begin van elke diens vir mekaar sê. OK, sê gou vir my, steek vir my hand op, wie hou niks van verrassings nie? Wie hou van verrassings? Laat ek sien. Ja, nee. Verrassings is lekker. Dis 'n lekker ding om 'n verrassing te kry, nee. Baie keer gebeur daar goed met ons wat ons nooit sou kon gedink het nie. Dis 'n groot verrassing, sekere goed wat met ons gebeur. Partykeer is dit baie lekker, partykeer is dit minder lekker, partykeer is dit regtig baie sleg verrassings. Nou, ek hou baie van verrassings, en ek het vir julle 'n paar verrassings saamgebring vanoggend, net om vir julle te wys dat mens weet nie altyd wat gaan gebeur nie, okay? As jy reg raai wat in hierdie sakkie is, dan mag jy dit kry, okay? Wie kan raai wat is in sakkie nommer 1? Wie wil 'n raaiskoot vat? As jy my nou goed ken, en as jy 'n ander kinderdiens was, nee, dan gaan jy weet wat's in hierdie sakkie. Ja, go. McDonald's chicken burger. Dis heeltemal reg. Dan moet hom nie nou eet nie.
Okay, nie alles is verrassings nie, apparently. As jy my nou nog beter ken, gaan jy ook weet wat's in hierdie sakkie. Sê bietjie, ja, hand, ergens, iemand wat my ken, wat is dit? Ja, wat dink jy? Ek kan nie hoor nie? Chips, nope. Huh? 'n Koffietjie. Natuurlik Tannie Hanlie, hoe dan nou anders? Okay, miskien was dit nou ook nie 'n verrassing nie. Die derde een is definitief moeiliker, maar nie moeilik nie, maar bietjie moeiliker. Wat dink jy? Sweets, okay, maar wat se sweets? Jy moet nou dink, chocolate, maar wat? Jy is baie goed, maar wat se chocolate? Wat se tyd van die jaar is dit amper? So wat dink jy is hierdie? Hy? 'n PS? Nee, nie heeltemal nie. 'n Paaseier. Kan jy glo daar's al paaseiers in die winkel? Maar jy het gesê dis 'n sweet en jy het gesê dis chocolate, so jy kan hom definitief kry. Yes, en daai is 'n lekker een. Okay, nommer 4 het ook ietsie te doen met 'n kinderdiens. Wag, moet ek nou seker maak. Nee, hierdie is 'n verrassing vir iemand ook, maar julle gaan nie hom reg raai nie. Dis vroeg in die oggend. Miskien het jy nog nie breakfast gehad nie. Wat kan hierdie wees? Hy? Nee, maar goeie raaiskoot. Cereal. Jy's heeltemal reg. En 'n goeie een. Het jy geweet hulle verkoop dit so klein? Dis oulik, né? Hier's vir julle 'n bietjie Fruit Loops. Dit mag julle in die kerk eet, so ek sê. Tannie Rina sit net daar agter jou. Sy sal skoonmaak soos wat julle eet. En dan hierdie het iets te doen met 'n kinderdiens wat ons ook al gehad het. Ja. Ekskuus? Lego, goeie een, onthou, maar nee, dis nie hy nie. Ja, Johan. 'n Cupcake, ook 'n goeie raaiskoot, maar verkeerde kinderdiens. Sê weer Johan. Party packets. Nee, nie heeltemal nie. Nog een raaiskoot, iemand? Energy bar. Hou julle hierdie kinderdiens. Julle moet so braaf wees soos hierdie tiere, nie soos katte nie, soos tiere. Wie het nog nie breakfast gehad nie? Wie hou van hierdie? Hierdie is 'n yoghurt een, so dis ja, jy kan hom kom haal. Hy's bietjie gesonder ook nog want hy het yoghurt. Daar's hy. Partykeer eindig goed baie anders as wat ons gedink het, né? Partykeer gee die lewe vir ons hierdie pakkies en ons weet net eenvoudig nie wat gaan gebeur nie. In die Bybel is daar hierdie Bybelse verhaal wat eindig baie anders as wat enigiemand nog ooit sou kon gedink het. Toe hierdie ding gebeur aan die einde van die verhaal, ek dink die mense het amper omgeval, want hulle kon nie glo dat 'n verhaal so eindig nie. Ons gaan vanoggend dit saam lees, Johannes 12, vers 1 tot 11, en ek lees uit die Bybel vir almal vertaling, wat 'n baie lekker vertaling is. Ekskuus? Johannes 2, vers 1 tot 11, wat het ek nou gesê? 12, ekskuus. Dankie dat Tannie luister, dit was maar net 'n toets. Ek gaan wag vir jou, Tannie Selinda. Jesus verander water in wyn. 2 dae later was daar 'n troue. 'n Man en 'n vrou het getrou in die stad Kana in Galilea en Jesus se ma was ook daar. Die mense het vir Jesus en sy disippels ook genooi na die troue. Toe die wyn op was, het Jesus se ma vir hom gesê, "Die wyn is op." Jesus het vir haar gesê, "Mevrou, hoekom sê jy dit vir my? Dis nog nie my tyd nie. Dis nog nie sy tyd om vir mense te laat weet hy is die Messias." Dis wat hy bedoel het. Jesus se ma sê toe vir die kelners, "Julle moet doen wat Jesus vir julle sê." Daar was 6 watervate van klip. Die Jode het die water in die vate gebruik om hulle te reinig. Daar was 90 tot 100 liter water in elke klipvat. En daar was 6 van daai klipvatte. Jesus het vir die kelners gesê, "Maak die vate vol water." Hulle het die vate heeltemal vol gemaak. En toe sê Jesus vir hulle, "Skep nou van die water en gaan gee dit vir die hoofkelner." Hulle het die water vir die hoofkelner gegee. Die hoofkelner het dit geproe en die water het wyn geword. Hy het nie geweet waar die wyn vandaan kom nie, maar die kelners wat die water geskep het geweet. Die hoofkelner het die bruidegom geroep en vir hom gesê, 'n mens moet eers die goeie wyn vir jou gaste gee.
Later, wanneer die mense baie gedrink het, gee mens nie om na die wyn wat nie so goed is nie. Maar jy het die beste wyn geberge tot nou. Dit was die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het. Hy het dit in die stad Kana in Galilea gedoen. So het Jesus vir die mense gewys dat hy ook God is en daarom het sy disippels in hom geglo. Nou, hierdie wonderteken, hierdie verhaal kan vir ons baie goed beteken. Ons baie boodskappe wat ons hieruit kan kry. Maar wat hier aan die einde van hierdie stukkie staan, is eintlik waar hierdie teks vir ons gaan. So het Jesus vir mense gewys dat hy ook God is. En sy disippels het in hom geglo. Mense het nog eens gesukkel om in God te glo. Dan as kom sit net hier. Jy kan nie by my kom sit net hier. Dis hy. Sit net daar. Hulle het nie geweet van Jesus nie. Hulle het nie geweet wat Jesus kan doen nie. Hulle het hier na hierdie troue toe gegaan en nie 'n idee gehad hoe die troue gaan eindig nie. Ek dink nie eers Maria het geweet hoe die troue gaan eindig nie. Die disippels het nie geweet hoe die troue gaan eindig nie. Dit was eintlik 'n baie groot verrassing. Nou, dit is 'n wonderwerk dat Jesus gegaan het en water verander het in wyn. Natuurlik, dit is die grootste eerste wonderwerk wat daar was. Maar waar dit eintlik gaan, is dat Jesus vir die mense kom wys het dat hy God is. Jesus het gekom en baie beter as hierdie verrassings wat in hierdie pakkies was, vir mense kom wys, maar ek kan hoe 'n storie verander, hoe 'n storie eindig verander. Ek kan 'n wonder doen. Ek kan dit wat jy dink nou gaan gebeur, heeltemal omswaai en iets heeltemal anders doen. En nie sommer maar net iets klein doen nie, ek kan 'n wonder doen. Ek kan God se heerlikheid vir jou kom wys. Dit is waaroor hierdie verhaal gaan. Jesus kom sê, hierdie bekende verhaal wat ons so goed ken, en sê dat hy het gekom om God se groot vreugde met die wêreld te kom deel. God se goedheid met die wêreld te kom deel, soos 'n lig te laat skyn. Ons het nou hierdie liedjie gesing, nê? Ons moet dit soos 'n lig laat skyn. Al die goeie goed wat God vir ons deur Jesus wys. Nou, God kan vir ons baie goed deur Jesus wys, wat ons regtig nodig het in 'n jaar. En dit is waar ek wil praat met julle vandag. Ons kan in hierdie jaar ingaan, baie maklik, en dan is die jaar presies dieselfde as laas jaar. Ons kan al dieselfde foute maak as laas jaar, ons kan al dieselfde praatjies praat as laas jaar, ons kan al dieselfde stories kyk, liedjies, alles kan dieselfde wees. Of ons kan sê, hierdie jaar gaan anders wees, want ek gaan anders wees. Dis 'n lekker nannie, ek is so bly. Hierdie jaar gaan anders wees, want ek gaan anders wees. Hoe gaan ek en jy anders kan wees? Deur die heerlikheid wat Jesus van God vir ons kom wys het, uit te straal soos 'n lig. Hoe kan ek en jy anders wees hierdie jaar? Die heerlikheid wat Jesus van God gekry het, soos 'n lig uit te straal. Nou, jy kan kies wat 'n mens wil jy wees in die jaar. Jy kan kies wat so goed wil jy doen. Jy kan kies wat so goed wil jy sê. En so kan jy kies wat se elemente van God se heerlikheid jy in die jaar in wil dra. Dit is onmoontlik om alles altyd te probeer wees. So ek wil vandag hê jy moet 'n bietjie dink. Wat is nodig in hierdie jaar vir jou? Wat se eienskappe van God se heerlikheid en grootheid het jy nodig om in hierdie jaar in te vat? Daar's 'n paar goed, soos jy kan God se vreugde vat. Jy kan God se vrede vat. Jy kan God se moed, sy dapperheid saamvat. Jy kan sy nederigheid wat Jesus vir ons kom wys het saamvat. Sy diensbaarheid. Sy leerbaarheid. Ek het 'n kollega gehad wat altyd gepraat het van 'n leerbare gees. Om te sê, maar ek weet nie alsie en ek sal kan leer. Of jy kan besluit om wie Jesus was, saam te vat. So, wat ek wil hê vanoggend moet gebeur, en dit gaan 'n paar minute vat, en dit is goed om lekker rustig te wees en iets lekker saam te kan doen vanoggend. Wil ek hê, hier's 3 stasies hier voor. sien julle? En op elke stasie lê daar so 'n groot kopspeld, en dan wil ek hê, moet jy nou kom vorentoe, en vir jou kralietjies kom haal. Wat ook al jy besluit jy nodig het om te wees in hierdie jaar.
het jy nodig om die vreugde van Jesus saam te vat. Dan vat jy een van hulle, of as jy 5 van hulle wil hê, dan vat jy 5, as jy die vreugde nodig het. Dan vat jy hom, en dan sit jy hom aan hierdie, soos wat ek nou gemaak het. Dan sit jy dit aan jou kraaltjie, dan sit jy 'n kraaltjie aan jou kopspeld. As jy weet, maar ek het vreugde nodig, dan vat jy 'n geel kraaltjie. As jy weet, maar jy het vrede nodig, hierdie jaar het jy vrede nodig, dan kom vat jy vir jou vrede, wit kraaltjies. As jy weet, maar jy het moed nodig vir hierdie jaar, dan sê Jesus, dis hier, ek gee dit vir jou, kom haal vir jou rooi kraaltjie. As jy nederigheid nodig het hierdie jaar, plat op die aarde te bly hierdie jaar, kom haal jy vir jou 'n bruin kraaltjie. Of as jy diensbaarheid nodig het, dan kry jy vir jou groenes. Of as jy sê, maar hierdie jaar wil ek leer, ek wil weer 'n student wees van Jesus, dan vat jy vir jou blou kraaltjie, en ek hoop elkeen van ons vat 'n goue kraaltjie, en sit dit hier op. Hier's baie kraaltjies, as jy van dit wil huis toe vat, dan doen jy dit ook. As jy 2 van hierdie wil vat, maar vat een, kom haak vir jou, en dan vat jy dit saam met jou. Dan sit jy dit aan jou tas vas, of jy sit dit in jou handsak, of jy sit dit op jou lesenaar by die werk, of jy sit dit aan jou kar se sleutel, dat jy weet, maar dis wat ek saamvat hierdie jaar. Hierdie eienskappe van Jesus, gaan ek uitleef. So, ek gaan vir julle kans kry, kom julle hiernatoe, en julle hiernatoe, en daarnatoe, dan vat jy vir jou 'n paar kraaltjies en 'n hakspeld, en dan kan jy sommer kom sit, en dit net hier maak, dit ryg nou baie maklik in, as jy hom so uithaal, dan ryg jy hom daaraan, of pas so 6 in, op een van hierdie, dan doen julle dit lekker so. Ok, so hoe jou storie hierdie jaar gaan eindig, jy kan bietjie bepaal hoe dit gaan wees. Daar gaan klomp goed dalk gebeur, wat ons niks beheer oor het nie, maar ons kan besluit of ons Jesus se vreugde wil hê. Ons kan besluit of ons Jesus se vrede wil hê, of ons Jesus se moed wil hê. Ons kan self besluit of ons Jesus se nederigheid wil hê, sy diensbaarheid wil saamvat, sy leerbare gees wil saamvat, en of ons Jesus in hierdie jaar gaan wees. En so sy lig vir die wêreld skyn. Want ons weet hierdie wêreld het al hierdie goed verskriklik nodig. En ek weet ons het dit ook nodig. En ons is hier saam in die ding, en ons sal saam met mekaar hier probeer om hierdie goed te leef, en hierdie goed te wys, sodat ons nie wonder of Jesus se liefde regtig is nie, maar dit in mekaar sal kan sien. Ek gaan nou vir jou 'n paar oomblikke van stilte gee, sodat jy sommer maar net dit alles kan deel maak van jou hart en jou lewe, en dat jy gaan besluit waar en wat se deel van jou lewe jy hierdie goed gaan leef hierdie jaar. O Here, baie dankie dat ons weet, in elke verrassing wat in hierdie jaar vir ons wag, is U daar. Al die goeie goed en al die slegte goed, Here, U is saam met ons in dit alles. Here, en mag ons elke keer as ons hierdie kraaltjies sien, daaraan dink dat U by ons is, en dat U die een is wat vir ons moed gee, en krag gee, en vrede gee, en vreugde gee, dat U die een is wat vir ons U liefde gee, dat U die een is wat ons sal help om met moed en nederigheid dapper op te kan tree, dat U die een is wat ons help om nederig te bly, dat U die een is wat ons help om diensbaar te wees vir die mense rondom ons. Here, dankie dat U saam met ons in hierdie jaar ingaan, saam met ons skool toe gaan, saam met ons werk toe ry, dat U saam met ons by die huis is. Here, dat U die een is wat God se heerlikheid oor ons laat skyn. Here, baie keer soek ons baie vaste wonderwerke, soos daai water wat in wyn verander het. En in hierdie verhaal lees ons, Here, dat dit nie die enigste wonderwerke is nie, maar dat U geskenke, soos hierdie klere wat ons nou gesien het, dat dit net so groot is. En dat dit die goed is wat ons lewe betekenis gee. Help ons om dit te onthou in hierdie jaar, om te weet dat U by ons is, dat U die een is wat ons seën en beskerm. Here, dankie dat ons dit alles kan vra in U naam. Dankie dat ons vir U kan vra om saam met elke kind wat hier is te gaan, en hulle jaar
styf in u hand vashou. Dankie vir elke ma en pa en oom en tannie wat saam met kinders die pad gaan stap hierdie jaar. Mag u vir hulle wysheid gee en vrede gee en hoe om hierdie kinders mooi en goed en sag te hanteer en iets van u liefde te wys. Here, dankie vir oumas en oupas en ma's en pa's en ooms en tannies wat vir ons lief is, selfs al is hulle honderde of duisende kilometers van ons af. Seën ons ook in wysheid om hierdie verhoudings goed en reg te hanteer. Dankie vir ons gemeente, Here. Dankie dat ons hier is. Dankie dat ons van u kan leer, Here, om u lig vir die wêreld te gaan wys. En mag dit vandag gebeur. Mag ons leer hoe om u lig vir die wêreld te wees. Dankie dat ons dit kan vra in u naam alleen. Amen.